Goeiedag. Hierdie video gaan oor persentasie, vermeerdering en vermindering. Ons gaan 'n paar voorbeelde doen en dan gaan jy sien dis nie so moeilik nie. Kom ons sê jy wil vir jouself gaan skoene koop. En in Suid-Afrika kos die paar skoene wat jy wil koop R800. Maar toe jy by die winkel kom, toe sê hulle, meneer, mevrou, julle is baie gelukkig, daar is afslag, daar's 15% afslag. So wat beteken dit? Dit beteken dat die bedrag wat jy vir daai skoene gaan betaal, moet 15% minder wees as die oorspronklike bedrag. Hoeveel gaan jy betaal? Kom ons werk uit. Ek gaan vir jou 2 maniere wys hoe om dit te kan doen. Eerste manier, metode 1. Kom ons bepaal eers, hoeveel is 15% van R800? So 15% van R800, kan ek sê, goed, daai persentasie beteken is uit 100, so 15 uit 100, maal met 800 op 1. Nou kan ek uitkanseleer. 100 gaan daar 1 keer, hy gaan daar 8 keer, so 15 maal 8 gee vir my 120. Beteken dit dan nou dat daai skoene wat jy wil koop, kos R120? Dit beteken jy betaal R120 minder. So wat betaal jy? R800 minus die 120. So in totaal betaal jy dan R680 vir daai paar skoene. Kom ons kyk na die tweede metode. As jy 15% afslag kry, beteken dit, jy betaal nie 100% van die bedrag nie. Jy betaal 15% minder. So wat is 15% minder van 100%? 85%. So jy gaan inderwaarheid 85% van die bedrag betaal. Hoeveel is dit? Kom ons werk uit. Wat is 85% van R800? 85% beteken 85 uit 100 uit, van beteken maal 800 op 1. Kanseleer uit, 100 gaan daar 1 keer, hy gaan daar 8 in. So wat is 85 maal 8? Gee vir jou R680. So seuns en dogters, jy kan dadelik sê, die 100% minus die 15% gee vir jou 'n 85% van die bedrag wat jy moet betaal en jy kan dit in een sommetjie uitwerk. Nou wat dalk van vermeerdering? Want hierdie was vermindering, jy het afslag gekry. Kom ons doen 'n voorbeeld. Sê nou maar, jy gaan nou Amerika toe. En daar is nou sneakers wat jy kan koop, of eintlik sommer net tekkies. Maar dit kos $200. En toe jy by die winkel kom, toe die prys intussen opgegaan. So jy betaal nou nie net $200 nie, hulle sê daar's nou 'n 15% verhoging. 15% verhoging of 15% vermeerdering in die bedrag wat jy moet betaal. Ek gaan dit weer op 2 metodes doen. Eerste metode. Kom ons werk eers uit, wat is 15% van $200? So 15% van $200 is 15 uit 100 maal 200 op 1. Kanseleer nou uit. 100 gaan daar 1 keer, hy gaan daar 2 keer, so 15 maal 2 gee vir jou $30. Beteken dit die sneakers, die tekkies kos $30? Nee, dit kos $30 meer as wat die oorspronklike prys was. So hoeveel moet jy dan nou in totaal betaal? $200. Tel dit daarby. Plus die $30 gee vir my $230. Kom ons doen dit op die ander metode. Metode 2.
As daar 'n 15% vermeerdering of verhoging in prys is, beteken dit jy betaal nie 100% van die bedrag nie, jy betaal 15% meer as die 100%. En wat is 15% meer as die 100%? 115%. So ek kan uitwerk, wat is 115% van die $200? So, daai persentasie beteken uit 100 uit, van beteken maal $200 op 1. Kanselleer uit, 100 gaan daar 1 keer, hy gaan daar 2 keer, 2 maal 115, 230. So jy betaal $230 vir daai tekkies wat jy wil koop. Seuns en dogters, ek hoop dit maak vir jou sin en dat jy opgewonde is en besef dat persentasie, vermeerdering en vermindering is nie so erg nie. Tot volgende keer. Totsiens.